Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. Maar Vader se woord sê in Spreuke 11 vers 3, die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers. Met ander woorde, integriteit sal jou gids wees op die pad wat Abba Vader vir jou bepaal het. Ja, Abba Vader se woord sê ook dat daar is 'n pad wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is vernietiging en verwoesting. Maar wanneer jy van die regte pad afgaan, sal jy ook 'n sagte stem agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarin. So integriteit is ons gids wat jou op hierdie pad saam met Abba Vader hou. Die Instituut van Gedragsmotivering het in die laat 20ste eeu bevind dat 97% van alle mense leuns vertel en dat elkeen van hulle dit omtrent 1000 keer per jaar doen. Dink byvoorbeeld aan die rede hoekom ek en jy by die werk wegbly of hoekom jy laat is vir 'n afspraak. Onlangs 'n landwyse navorsing bevestig dit. Terwyl 87% van stedelike volwassenes glo korrupsie is alledaags. 18% erken hulle sal onwettige goederes koop en 38% van mense sal die geld hou as hulle per ongeluk R50 of R100 te veel kleingeld gekry het. Jy sien, as ons nie saam met Abba Vader wandel in verbond nie, dan is my hart tot die verkeerde en my ingesteldheid tot die verkeerde en dan is ons verlore. My en jou hart moet dan verander, nie vervang word. Maar daar is gelukkige hartspesialis wat geestelike harte kan oorplant. Ons lees van 'n bonatuurlike, van die hartchirurg se bonatuurlike werk in Esegiel 36 vers 26 waar hy sê, ek sal jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit jou hart, uit jou liggaam uithaal en jou 'n hart van vleis gee. Ek en jy moet egter op die punt kom, soos die verlore seun om te sê, maar Papa God, ek wil terugkom na U toe. Jy sien, wanneer jy terugdraai na Abba Vader toe, wanneer jy berou het oor dinge wat jy verkeerd gedoen het, en jy gee dit vir hom en jy vra hom om jou te vergewe deur die bloed van die lam, kom Abba Vader en hy vul jou met sy Heilige Gees, en dan kan jy nie meer gelukkig wees met 'n dubbele lewe nie. Jy kan nie meer die vader van die leuen se hande vashou nie, soos Yeshua vir ons sê in Johannes 8. Alle vorms van oneerlikheid pla jou dan, maar 'n mens met integriteit staan ook kop en skouers bo ander uit. Daarom ook as jy terugdraai na Abba Vader toe en jy het berou oor jou sondes en jy bely dit en jy vra vir hom om jou te vergewe, vertel hom die volle waarheid en niks anders as die waarheid nie. As jy nie die volle waarheid vertel nie, is jy nie eerlik nie en is jy nie 'n man of vrou van integriteit nie. As jy die waarheid vertel, maar jy los so 'n klein stukkie uit oor daardie waarheid, dan is jy nie eerlik nie. 99% waarheid is nie waarheid nie. As jy teruggaan na Abba Vader se arms, omdat jy ergens afgedwaal het, moet jy eerstens eerlik met jouself wees daaroor. En so baie keer wil ons nie eerlik met onsself wees nie. En vir ons om 'n lewe te lewe sonder misleiding, waar ons hand aan hand saam met Abba Vader wandel, moet ons die volle waarheid praat en dit leef. Mag ons met alle eerlikheid en opregtheid in ons harte terugdraai na Abba Vader se arms toe, waar ons saam met hom wandel in sy weë. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, ons wil totaal al net in U waarheid wees. Ek bid dat U ons monde sal aanraak met 'n vuurkoel en dat uit hierdie monde geen leuen meer sal kom nie. Ons wil in die waarheid staan en ons ken die waarheid. Want is die waarheid wat ons ken, wat ons vrymaak. En Yeshua sê, ek is die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua se naam. Amen. Shalom.